in jou span, ons waardeer julle. Daar is hy, dankie vir die band. Dankie vir julle. Right, weer eens welkom vir hulle wat op die livestream ook saam met ons is. Mag die Here ook vir julle seën vanoggend hier saam met ons. Ek gaan vir jou vra om die woord van die Here in jou hand te neem. En dan gaan ons net, dan kan jy die volgende agter my aan sê. Hierdie is my Bybel. En dit is die woord van God. Dit help my om te deel met my verlede. Dit gee my rigting vir die toekoms. En dit help my om nou betekenisvol te lewe. Kom ons laat sak die woord. En jy kan saam met my oopmaak daar by Hebreërs 11 waar ek nou net was. Ek wil so 'n bietjie andersom begin. Ek weet ek het net vir die span die versies andersom gegee, maar dis alright, hulle is redelik by daar agter. As Michelle daar is almal op die bol daarso. Hebreërs 11. Ons praat baie oor veral in die geloofsbeweging wat daar was jare gelede, waar mense uitgevind het dat hulle kan self ook glo. Hulle het nie nodig dat iemand 7 jaar swat om vir hulle te sê hulle moet glo nie. Niks fout daarmee nie, ek sê maar net. En ons het self agterkom, maar ons kan self die Here dinge vra, wat eintlik wonderlik is. As van julle, as ek met julle sou gesels, sou gaan jy vir my baie skrifte kan quoteer ook, oor hoe ek en jy glo. Jy weet, die Here sê, die wat vra sal ontvang. En ons hoor al daardie skrifte. Maar ek dink wat belangrik is dat ek en jy besef, dat geloof is nie iets ver nie. As ek die Here glo vir 'n nuwe kar, dan word die kar die objek van my geloof. En dis nie wat dit is nie. Jesus is die objek van my geloof. So alles wat ek en jy op aarde doen, en ek wil hê, as jy nou voel jy gaan verder slaap in die diens, luister gou net na wat ek hier sê, dat as jou vrou vir jou vra, wat het die kalkop vanoggend gesê? En sê, terwyl jy so slaap in die diens, ja, Hebreërs 11, vers 6, my skat, jy weet, ons moet glo dat hy is. Ja, dan gaan jou vrou hoendervleis kry, hoor, jy gaan lekker kos by die huis kry. Dit is die belangrike ding. Hoekom bid en vas ek en jy? Ek hoor mense sê, ek gaan bid en vas want ek wil 'n huis koop. Is dit verkeerd? Nee, is nie verkeerd nie. Ek bid en vas vir 'n nuwe kar. Dis fyn. Ek bid en vas vir siele. Ja, go for it. Maar 'n vasting, wanneer jy in 'n vasting is jy eintlik besig om net weer te ontdek wie hy is. Jy is besig om weer jou fokus reg te kry. So, en dis wonderlik. Dis wonderlik dat ouens hulle geloof kan projekteer op iets om vir iets te bid. Niks fout daarmee nie. Maar jy moet onthou, daar word gepraat, Richard Botha sê dit so mooi. Hy sê, daar word gepraat van Paulus wat sê, ek het die geloof nie verloor nie. Wat is die geloof? Die geloof is om in Christus te glo. Ons hele bestaan hier op aarde, natuurlik glo ons in 'n drie-enige God. Ek meen, dis so eenvoudig om 'n drie-enige God te verstaan, dat party mense dit nie verstaan nie. Jesus word gedoop, dis Jesus, dis die persoon van Christus. God praat uit die hemel, dis die persoon van die Vader. Hy sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En dan daal die Heilige Gees soos 'n duif op hom neer. Dis die derde persoon in die Godheid. En die Heilige Gees het 'n persoonlikheid. Jy kan hom bedroef, byvoorbeeld. Die Gees van God, dis net 'n energie nie. Jesus is nie besig met homself te praat terwyl hy gedoop word nie. Die Vader praat uit die hemel uit. Jesus word gedoop en die Gees van God daal op hom neer. Ja, ek en jy moet oppas dat ons nooit Peter aan die Godheid van wie die Here is nie. Is een God, 3 persoonlikhede. Maar vir my, hoekom ek het vanoggend met jou deel is, want dit is belangrik dat ek en jy besef, die rede hoekom ons God kan aanbid en verstaan wie die Vader is, die rede daarvoor is Jesus, wat die Vader aan my en jou kom openbaar het. En toe Jesus opvaar hemel toe sê hy, nou stuur ek vir julle die Heilige Gees, om julle alles te herinner, wat ek julle geleer het. So ek en jy kan nooit Peter aan die lering van Christus nie.
Ons kan verbeter in die lering van Christus. Daar's definitief goed wat ons mekaar kan leer. Maar die essensie van my en jou redding, die rede hoekom ons gered word, is omdat ons glo dat Jesus die Seun van God is. 1 Johannes 5 vers 13 en 14. Hy sê as julle glo dat Jesus die Seun van God is, sal julle weet dat julle kinders van God is. Jy hoef dit nie te glo nie. Jy sal dit weet. So ons kan nooit Peter aan die lering van Christus nie. Hy is uit 'n maagd gebore. Hy het sondeloos geleef. Hy het die dood oorwin aan die kruis. Hy het opgestaan. Hy het opgevaar hemel toe. Hy het gaan sit in die regterhand van die Vader. Hy het sy gees gestuur. Dis belangrike terme wat ek en jy moet weet. Ek het net 'n paar genoem, maar dis belangrik vir my en jou redding. Dat ons moet glo, dat al wat God behaag, is die geloof. Ons kan weer Hebreërs 11 vers 6 daar opgooi, ek het nie nog gesien hoeveel hom daar opgesit het nie. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. So en dit spreek van Christus. Ons moet glo in Christus. Nou, dit is die ondertoon dan vanoggend van my boodskap wat ek met jou wil kom deel. Ek gaan 'n baie eenvoudige goed met deel. Van die goed het ek al met jou gedeel, so ek gaan nie lank stil staan by 'n punt nie. Sê ek nou profeties voor die tyd. Ek het laasweek te sê ek vir Riwando en Stefan, Riwando was 'n bietjie siek die week. Ek weet nie vanoggend in die kerk is, miskien is hy nog 'n bietjie by die huis om net nog asem te skep voor hy vanaand kom. Toe sê ek vir hulle, kyk hoe kort gaan ek nou vanoggend preek, maar dit was toe nou 'n hoax. Dit is net 'n grappie gewees. Alles wat ek gedoen het, deel het net deur 2 is al. Ek moes net daarmee afgeëindig het. Dan weet julle hoe kort julle moet preek. Ek sê altyd vir jong predikers, moenie lank preek nie. Jy preek kort. Jy kan later as die mense gewoond as jy 'n bietjie langer preek. En as jy begin sens praat, het ek dit hardop gesê? Nee, ek speel regtig as ek dit sê. Is net vir party wat dit tel. Ek wil vanoggend met jou kom deel waar Jesus kom en weet jy, daar's eintlik horde skrifte wat 'n mens hieroor kan deel en ek het dit nie alles gaan voorberei nie. Want ek weet dit raak rof as ou te veel skrif het. Ek wil met jou vanoggend kom deel die 7 ek is uitsprake wat Jesus maak in die boek van Johannes. Die 7 ek is uitsprake. Julle sal oor van hierdie goed het ek al soveel keer gepreek in my lewe, sonder dat ek dit agtergekom het. Maar nou gaan kyk 'n ou net holisties na die boek Johannes 1 tot Johannes 21, daai 21 hoofstukke, waar Jesus sekere ek is. Hy sê wie hy is, hy sê ek is. As jy vra wie is jy van, nee, ek is 'n koetser. Ek is 'n leraar. Ek is oulik. Partykeer sê my vrou, ek is dit, ek is dat, dis my identiteit, dis wie ek is. Jesus kom en hy sê wie hy is. En ag, dis interessant. Dis interessant om dit te sien dat weer eens geloof begin op die plek waar ons glo hy is. Dis waar geloof begin. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Daar staan nie soek vir die koninkryk van God en soek sy geregtigheid en soek al die ander dinge voor dit vir jou bygevoeg sal word nie. Soek die Here, soek sy geregtigheid. Jou geregtigheid vind jy in Christus. Die Vader skenk die wedergeboorte, sê 1 Petrus 1 vers 3, maar dis Jesus hy is die leraar van geregtigheid. Ons is, Romeine 10:9 sê, as ons glo dat Jesus die Here is, sal ons gered word. As ons glo dat hy die dood uit opgestaan het. Romeine 10 vers 9 en dan vers 10 wat dan vir ons sê, met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dit gaan alles oor Christus. As jy voor dit lees, dan sê hy die woord is naby julle. As jy Johannes 1:14 lees, dan sê hy hierdie woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dis Jesus. Johannes 17:17 sê hierdie woord is die waarheid. So dis waar ek en jy aan vashou. Dis die essensie van die geloof, is om genuine te doen wat Jesus sou gedoen het.
Jesus praat nie net die waarheid nie. Hy is die waarheid. Dis 'n groot verskil. Dis 'n groot klemverskywing en verskyning. Kom ons gaan daar in Johannes 6. Johannes 6, ek het al hieroor bedien, oor hierdie hele hoofstuk. 'n Wonderlike hoofstuk, waar Jesus kom in Johannes 6:35. Ek wil net hierdie een skrifgie vir julle lees, en dis punt nommer 1. Dis die eerste uitspraak wat hy maak. Jesus kom daar, hy sê, ek is die brood, Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Dis waar dit begin. Jesus kom in Johannes, onthou die boek Johannes is 'n fenomenale boek. Ek skat, omtrent 2/3 van die boek Johannes is geskryf 'n week of 2 voor die kruisiging. Julle besef dit, né? Waar Jesus kom en hy openbaar homself aan die mensdom net voor hy sterf en opstaan. As jy Johannes 17 gaan lees, né, en jy's 'n diep mens, dan vat jy 'n paar tissues ook saam in jou studeerkamer terwyl jy Johannes 17 lees, want Jesus kom met een van die mooiste gebede vir sy disippels en vir my en jou wat hier is vandag. Hy sê, ek bid nie net vir hulle en ek bid vir hulle wat na hulle kom. Hy bid vir my en jou. As jy al gewonder het hoe Christus vir jou bid, gaan lees Johannes 17. Byvoorbeeld. Maar Jesus kom hier, hy sê, ek is die brood van die lewe. Wat het gebeur, en ek wil dit net vinnig met jou deel, want ek het hulle hele preekie oorgegee. Wat het gebeur, hoekom was daar 'n sondeval? Wat het gebeur? Adam en Eva was ongehoorsaam gewees, en hulle het van die vrug geëet. Kos het hulle in die moeilikheid gekry. Die voedsel wat hulle geëet het. Want hulle was ongehoorsaam gewees. Want ons sien die Here sê vir hulle daar in Genesis 2 vers 9, praat hy van die boom van kennis. Daar was mos 2 bome in die tuin van Eden. Dis een ding wat ek nooit geleer is in die sonnaarskool nie. Daar was 2 bome in die tuin van Eden. Julle weet dit, né? Die boom van kennis goed en kwaad. In 'n Nuwe Testamentiese konteks is dit die wet. God wou nooit gehad het ek jy moet onder die wet leef nie. En dan was daar 'n ander boom, die boom van die lewe. En wat doen Adam en Eva toe? Presies dat dit ons vandag in die wêreld mee sukkel is wat? Waarmee sukkel mense die meeste vandag in die wêreld? Jou wat? Jou identiteit. Toe hy vir hulle sê, God is bang julle word soos hy. Hulle het eintlik vergeet dat God klaar gesê het. Hulle is na sy beeld geskape. Die duiwel lieg vir hulle. Hy sê, God is bang julle word soos hy, as julle nie julle moet van hierdie boom eet, hoor. En hulle verloor hulle identiteit. Dit is hoekom almal deesdae identifiseer as enige ding. Een is 'n meisond en een is nou dit en een is nou dat en ek sien daar's tot mans wat in 'n kot lê met doeke aan. Hulle identifiseer se babatjie. 'n Mamma moet voeding gee. Ja, jou pervert. Ek hoop nie Wouker het my nou gehoor en ek nou weer moeilikheid. But you have to woke up, man. Regtig. Mensig. Daar's 'n rede kom sekere mense hare in die gesig kry, né? Ons is manne. Ja, ek is 'n softie. Ek is 'n ou sensitiewe ouetjie. Ek meen nou nie met my sukkel nie, maar ek is maar 'n ou sensitiewe mensie. Ek gaan nou nie heeldag bokke skiet soos my seun nie. Ek is nie, want eisters werk nie. Ek het kriem by die huis, het ek my handjies smeer. Ek is meer 'n Jakobie. Bring vir die skaap, ek sal hom gaar maak. Jy weet, maak julle maar die bokkie gaar. Die bokkie wat julle geskiet, ek sal 'n ou skaapietjie gaar maak hierso, né? Maar ek is 'n man, ek het 'n ruggraat. Ek het selfs 'n baard. En van julle ou skies, sorry Johan, ek sien van julle is dit hare. Dis maar 'n teken van minder testosteroon. Ons manne met testosteroon, ons hare val uit. Ag, nie spog nie, ek sê maar net. Maar ons sien die duiwel vat hulle identiteit weg. Hy steel hulle identiteit, want as die duiwel jou identiteit het hy jou. Dan maak hy jou woker. Hy het vir jou. En dan eet hulle van die vrug, die sondeval vind plaas. En dan sien ons Jesus kom in Matteus 4, ook in Lukas 4, waar hy versoek word. Wat's die eerste ding waarop Jesus versoek word? Molenbakkery. Onthou julle molenbakkery was die eers, né?
Ek kom van Rustenburg af, maar jy het 'n molenbakkery gehad en 'n bakkery daar van Rolweg. Hy het seker aatjies vir hom gehad. Oase. Ja, jy kry die lekkerste brood. En daar waar Poorboys is, daar in Montana ergens, daar rond, Enlin, daar was ook 'n bakkery wat daai rocketbrood gebak het, né? Hy staan seker, weet nie of hulle dit nog doen nie. As ons Rustenburgers hier gekom en dat ons van daai brood gaan koop, hy eet ons dit was die lekkerste brood. Ons het 'n winkel gehad in Rustenburg, ons het hom genoem die R10 winkel. Dis waar ons gaan brood koop het, ons het later uitgevind, daar staan eintlik Rio winkel. Want my maat gepraat vir die R10 winkel. Ons het nooit gedink om reg te probeer lees daar nie. Hulle het net sulke melkbrood verkoop. Ken jy 'n melkbrood? Ja, moenie melkbrood eet nie. Dit is 'n sonde. Maar in elk geval, waar was ek? Jesus word getoets. Wat is sy eerste toets? Om klippe brood te maak. Is dit nie so nie? Hy sê vermaak van die, en ek sou vir die duiwel wou bewys ek is Christus. Ons sê, wat se brood wil jy hê? Connie buns, jy weet, sesame seed, wil jy ciabattakie hê? Wat wil jy hê? Sourdough, no dough, enige dough. Wat se broodjie wil jy hê? Kom ek wys vir jou. Kom ek sit soms jou bakkerytjie hier op, hoor. Maar Jesus het nie geval vir die uitdaging van die duiwel nie. Want ons doen dit baie keer. Ons wil bewys ons is Christene. Jy het nie nodig om te bewys jy's 'n Christen nie. Dis die slegste plek om in 'n ou se lewe te wees is om te sê vandag gaan ek werk doen en ek gaan Jesus uitleef. Ek gaan vir mense wys ek is 'n Christen. Oh my goodness, dit gaan 10 minute hou want hulle gaan vir jou vertrap. Jy gaan as 'n Christen werk toe. Jy sal sien, dan tree jy heeltemal anders op, sonder om te sê, ek gaan vandag doen wat die Here vir my sê om te doen. Want dan kom dit vanuit jou karakter. Dis hoekom dit belangrik is, ek en jy moet werk met ons karakter. Jy kan nie vir my kon sê, ja, die Here het my maar so gemaak. Jy weet, ek is nou maar 'n reguit mens. Ek wil vir jou sommer dan nou reguit sê, dis hoekom Jesus vir jou gesterf het, dat jy nie so reguit hoef te wees nie. Hy wil jou verander. Hy wil jou 'n beter mens maak. En daar gaan my kort preekie. Daar is ek alweer besig met ander goed. Dit wil ek ook sommer nou reguit vir jou sê. So Jesus oorwin die voedselkwessie. Hy laat nie die duiwel ontvang met brood nie. En dan sien ons, Jesus kom, hy sê, ek is die brood van die lewe. As jy gaan kyk in Openbaring, ek dink dit is Openbaring 19, kom Jesus ultimately en hy sê die volgende. Hy sê in Openbaring 19 vers 7. As ons nou kyk nadat Jesus ons kom haal, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak, dis ons. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Jy sien, die Here nooi ons na 'n maaltyd. Wat is die maaltyd wat ons nou geniet as Christene saam? Die nagmaal. Maar ek en jy kan nou eet van Christus. As Jesus sê, julle kan van my eet, bedoel hy nie net die nagmaal nie. As ons dink is net die nagmaal, dan het ons dit weer eens gemis. Dit beteken ons moet indrink van hom, want hy sê, eet en drink van my. So dis die eerste openbaring wat hy kom gee. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Dus hoekom hy sê, en hy herhaal Deuteronomium 8 vers 3, toe die duiwel vir hom sê, maak brood van hierdie klippe, toe sê vir hom, jy sal nie net van brood alleen lewe, maar elke woord wat uit die mond van God gaan. As jy kyk in 'n Nuwe Testamentiese konteks, elke openbaringswoord wat uit die mond van die Here kom. So die eerste maaltyd het ons van God vervreem. Die laaste maaltyd bring ons nader aan hom. Want hy is die brood. Tweedens, kom ons gaan daar na Johannes 8. Johannes 8 vers 12. Jy kan saam met my blaai, ek glo dit gaan op die bord ook wees. Johannes 8 vers 12. Kom ons, ek gaan hom sommer lees van die bord af om 'n bietjie tyd te spaar. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar die lig van die lewe hê. So Jesus sê daar baie duidelik, ek is die lig van die wêreld. Jesus sê nie, ek is 'n lig in hierdie wêreld nie. Hy sê, ek is die lig van die wêreld. Dis hoekom Kolossense 1 vers 15 tot 17 sê, hierdie wêreld is vir Christus geskape. Heel eerste, hy noem ons nie eens daar nie.
in hom, tot hom, deur hom. Hierdie wêreld, Paulus het dit so goed verstaan. Hy het verstaan dat jou hele bestaan gaan vir Christus. En dis hoekom toe hy met die doring in die vlees gesukkel het, Paulus was bereid om daarmee te sukkel. Want hy het verstaan, geloof gaan nie net oor om iets weg te bid nie. Geloof gaan daaroor, ek moet glo dat hy is. En die Here sê vir hom, dis genoeg. My genade is vir jou goed genoeg. Dis vir jou groot genoeg, Paulus. Ek gaan nie hierdie doring in die vlees. Ons weet nie wat dit was nie. Ons weet nie of dit 'n siekte was nie. Ons weet nie of dit 'n oogtoestand was. Ons weet nie wat dit was nie. Maar die God sê vir my genade is vir jou groot genoeg. My genade is vir jou genoeg. Wat sê die Here eintlik vir hom? Glo ek is, klaar. Glo ons in deurbrake, glo ons in genesing, natuurlik glo ons daarin. So, Jesus kom hier, hy sê, ek is die lig van die wêreld. Daardie lig bring waarheid, dit bring rigting, dit bring oorwinning. As jy gaan kyk in Johannes 1:14, jy kan miskien, Johannes 1 vers 4, hy sê daar die volgende, ek het nie van hulle agter daai hierdie skrif deurgegee, maar ek dink hulle gaan ons sommer weer vinnig vind daar, ek weet nie hoe kry dit reg nie, julle beïndruk my verskriklik, Johannes 1 vers 4, daar's hy. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Kan julle vir my na die volgende versie ook gaan? In hom was die lewe en die lewe was die lig van die mense, vers 5. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. So ons sien, Jesus Christus is daar die lig, hy is daar die heerlikheid, hy is die lig van die wêreld. As jy lig vat en 'n akronieme daarvan maak, 'n afkorting, die L staan vir hy lei ons, die I staan vir ons inklinasiehoek, die inklinasiehoek van die lig, die hoek waarteen die lig inval. Ek het in 'n laboratorium gewerk as 'n jong laaitie toe ek net uit die skool het gekom het, die forensiese wetenskap laboratorium, ek was 'n assistent analis, ek was op pad om 'n analis te word, prys die Here, ek is toe in die bediening in, maar jy het 'n ligte gehad wat jy so aftrek, so vir die dokters ook gebruik, en op die, jy weet, in teaters en so aan, en 'n tandarts gebruik om na jou tandjies te kyk, maar daai lig gooi nie baie skaduwee nie. Hy werk met verskillende hoeke. So as jy hom oor iets hou en jy werk met jou hande aan die bewysstukke, dan gooi jou hande nie skaduwee nie. Jy kan sien oral. Jy kan oral sien. En ek dink vandag is die tegnologie net nog soveel beter. Jy sien dus hoe die lig van die Here werk. As God inskyn op 'n saak, is daar nie 'n tyd vir skaduwees nie. As sy volle lig skyn, bo en onder, links en regs, dis sy lig, en dan die G in die woord lig is gehoorsaamheid. Dat ek en jy moet gehoorsaam bly aan die Here, en ek glo wanneer ek en jy gehoorsaam is aan die Here, dis die plek waar ons die lig volg. Ek wil vir een skrifgie nog hier bylees, 1 Johannes 2 vers 9, ek het dit ook nie vir die span gevra nie, maar as julle hom vir my kan regkry, nie Johannes 2 vers 9 nie, 1 Johannes 2 vers 9 sê, hy wat sê dat hy in die lig is, hier is nou net 'n voorbeeld, van as ek en jy, wie van julle glo jy volg die lig? Ek is bly, is 3 mense wat hulle hand opsteek. Dat is hierdie 25 jaar van ministerie dan nie heeltemal verniet gewees nie. Wie glo hy is in die lig van die Here? Ja, ons glo dit. Okay, ek wil net hierdie vir jou lees. Johannes gee net 'n voorbeeld hiervan. Okay, as ek en jy sê, ons is in die lig van die Here. Hy sê, hy wat sê, dat hy in die lig is, en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Hy sê nie hier, hy wat sê dat hy in die lig is en 'n rede het hoekom hy sy broer haat en omdat sy broer se skuld is sal in die lig bly nie. Hy veralgemeen dit baie. Hy sê as jy jou broer haat, is jy in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig. En in hom is geen oorsaak van struikeling nie. That's the bottom line. As ek en jy sê ons is in die lig, wandel ons in vrede. Ons maak, ek weet nie van julle nie, ek werk al lank met mense, weet jy hoe maklik is dit om mense kwaad te maak? Ek onthou toe ek 'n jong leraar was, wou ek altyd radikale goed van die kansel af sê. Dan kom sê al die ou mense na dit, vir my, dankie Fanie, jy het vandag die woord reg gesny. Dan weet ek, o aarde, jy was kwaai. En dan sal 'n ander ou weer vir my sê, Jesus Fanie, jy het my vandag offend, of 'n ander, ja, partykeer offend jy, maar jy kan partykeer mooi oor 'n ding praat, as 'n ou offended word, gaan 'n offended wees. Jy kan niks staan nie, sorry, as jy een van, ek bedoel baie mooi, partykeer is dit 'n ding in jou eie lewe waarmee jy kwaai sukkel, en dan as iemand daaroor praat, dan voel dit dalk net vir jou, hulle is disrespectful of wat ook al. Mens wil nie dit wees nie, maar dit gebeur.
Maar sê altyd vir jouself, as jy oor 3 jaar daaroor kan lag wat nou met jou gebeur, nee, dan gaan die Here jou ergens verlos daarvan. Kry net 'n ander attitude daaroor, dat die Here jou daarvan vrymaak. Vrymaking kom saam met blydskap. As ek en jy begin leer met ons attitude te werk, sê man, ek loof en prys die Here te midde van wat hier aangaan. Here, ek gaan die loof en prys. Dis die plek waar die Here jou kom losmaak van 'n ding in jou lewe. So, duisternis is nie die aanwesigheid van probleme nie. Dit is die afwesigheid van lig. Probleme gaan ons altyd hê. Jy gaan môre daar by die werk instap en daar's 'n paar probleempietjies daarso. Dis fyn. Lig of duisternis is nie die aanwesigheid van probleme nie. Dit is die afwesigheid van lig. Punt nommer 3. Jesus kom in Johannes 10. Johannes 10 praat van die wonderlike herderskap van Christus. Maar hoor wat staan spesifiek in vers 9. Johannes 10 vers 9. Hy sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Nou hierdie strook vir my baie met Hebreërs 11 en ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom ek so sê. Waar hy sê, dis onmoontlik om God te behaag sonder geloof, want hy wat glo moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek, né? As ek en jy mooi dink aan die deur. Jesus sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan. Onthou jy hoe lank het jy die Here gesoek dalk in jou lewe? Van julle het lank die Here gesoek. Jy het in 'n kerk gesit, jy het gehoor jy's uitverkies, Calvin het jou klaar gered. Jy het gehoor is fine, is alright, jy moet net die 10 gebooie nakom. Min of meer, ons sal maar eendag kyk as ons in die hemel kom. Ek kan nie dink dat ouens met teologiese grade sulke boeltwang glo nie, né? Dat slim mense baie keer sulke goed glo. Waar die skrif baie duidelik is, Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Wat nie die wil van die vlees, of uit 'n mens, of uit die bloed nie, dit beteken, dit het niks met jou te doen as 'n vleeslike mens nie, maar uit God gebore is. Dis die Griekse term ganoue anothen, to be born from above. Dis hoe ek en jy gered word, en dis wat Jesus vir Nicodemus ook verduidelik het. Nicodemus het gesukkel om dit te verstaan. En hy was die hoof van die teoloog van die tyd. Hy het later tot bekering gekom. Hy was een van die mense wat Jesus gaan begrawe het, saam met Josef van Arimatea. Hy het sy lewe gewaag om dit te doen. Want hy was deel van die Sanhedrin. Die Sanhedrin is hom doodgemaak het as hulle dit geweet het. Hulle het Christus gehaat. Hulle was op 'n veldtog om die sogenaamde Christene uit te delg. So daarom is daar ook redding vir teoloë. En ek bedoel met baie liefde en respek, daar's baie goeie teoloë. Dr. Joep de Wit is een van die goeie teoloë wat ek ken. Dr. Isak Burger is een van die goeie teoloë wat ek ken. Sakkie Spanningberg is nie een van hulle nie. Die van julle wat hom ken, moenie worry nie. Hy sê daar's nie 'n maagtelike geboorte en 'n klomp ander goeters. So Jesus kom hier, hy sê ek is die deur. Jy sien die regte deur bepaal jou eindbestemming. Ek het 'n paar goed hier geskryf. Hoekom wil ek nie baie keer oor die draad skop en nie by die hek ingaan nie? Hoekom wil ons oor die draad spring? Vinniger. Ja. As jy by 'n kompleks ingaan en daar is sekuriteit en jy wil oor die draad spring, wat gaan gebeur? Of oor die muur? Jy gaan moeilikheid kry. Hulle gaan 10 teen jou in hegtenis laat neem. Jesus is hierdie deur tot redding. Hy is die deur tot redding. As jy deur die deur ingaan, los jy jou verlede aan die ander kant van die deur en jy kry 'n nuwe toekoms. Ek en jy moet eers by die hoofdeur inkom. Wie van julle het al die Here gebid vir deurbrake? Is dit nie so nie? Jy vra die Here vir deurbrake in jou lewe. Weet jy hoe kyk ek na deurbrake? Ek dink, nou moet julle mooi hoor, ek dink aan 'n groot, sê nou jy het al in 'n groot gebou gewerk, daar's 4 of 5 vloere. Daar's oral kantore met deure. Maar daar's ook 'n hoofingang. Nou, bel jy jou vriend en jy sê vir hom, maak die deur oop, ek wil inkom. Nou maak hy sy kantoordeur oop, hy sê vir jou, maar jy's nie hier nie. Waar is jy? En nee, ek staan nog by die hoofingang, dan gaan hy vir jou sê, nee, jy moet inteken by die sekuriteit, voor jy by my kan inkom. Hy kan vir jou dalk 'n goeie woordjie doen dat jy inkom, maar jy moet eers inkom by die hoofingang. Baie van ons soek deurbrake in ons lewe, ons wil die deure in die gebou gaan oopmaak. Daai kantore is ons deurbrake, ons wil ergens uitkom waar ons wil hê die Here moet ons seën, maar ons kom nie in by die hoofdeur nie. Ons kom nie in by Christus nie. Ons klim net in die gebou op, gly teen die muur op, ek het die Here vertrou en niks het gebeur, want jy het
jou tipe geloof uitgeleef. Wanneer jy geloof wat God behaag, is om te glo heel eerste dat Jesus is. Dit is die geloof wat Paulus bou in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8. Hy sê ek het die geloof bou. My geloof in Christus bou. Dis hoekom baie mense as die Here nie vir jou gee wat jy hom gevra het nie, sê nee, ek glo nie in die Here nie. Ek glo nie wat hy vir my gedoen het. Jy weet, ek het nou gebackslide of ek het nou gedit of ek het nou gedat. Kom ek sê vir jou sonder enige uitsondering, was dit nog nooit die Here se skuld gewees nie. Nog nooit. Ek moes leer in die bediening. Ek het al seer gekry in die bediening. Deur goed wat gebeur. En ek het al gesien bedienaars wat uit die bediening is omdat hulle die Here kwaadlik neem of mense kwaadlik neem. Dis die vinnigste plek waar jy jouself diskwalifiseer. Jy kan nie dit doen nie, jy kan nie mense vaskyk nie. Jy sal net nooit kan terugkom nie. Jy sal veral iemand wat in die ministry was. Pas op daarvoor. Ek het al gehoor dat mense van my sê ek het vir 'n sieke gaan bid, toe sterf hy en toe verloor ek my geloof, want jou geloof was in die daad van genesing. Jou geloof is heel eerste gewortel in Christus. Jy moet nie jou geloof in Christus verloor nie, al sterf daai persoon. Hier kom Jesus en sê, ek is die deur. Ek is die deur in daai hoofgebou. Ek is die deur, voor jy die deure van jou deurbrake gaan soek. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En hy sal al die ander dinge vir jou byvoeg. Jy het nie eens geloof vir dit nodig nie. Jy het geloof in Christus nodig. Ek het geleer in Westerlig. As dit rof gaan, dan soek ons siele. Ons leef dit uit wat die Here ons voorgeroep het om siele te wen. Dis waarop ons fokus. As ouens my sê, kom preek jy so lank op 'n begrafnis. Weet jy, dis waar ek fokus, is op iemand se siel. Ek gaan nie op 'n ou skree nie, ek gaan hom laat sleg voel nie, ek gaan nie hellfire en brimstone bedien nie, maar ek gaan vir hom die evangelie bring, probeer bring op die wysste manier wat ek kan, soos wat die Heilige Gees my lei, maar hy gaan die evangelie hoor as hy hier sit. Ek het al mense gehad wat sê, jy moet nie vir die mense preek as hulle kom nie, jy weet, ons gebruik net maar net die kerkie, want dit is 'n mooi gebaar. Ons doen nie mooi gebare hier nie. Glad nie. Dan kry ons vir Steve Hofmeyer in. Hy kan baie beter Afrikaans praat as ek. Of, sy naam is Nick, hy is op RSG. Hy het so mooi stem. Nick die Jager. Nick die Jager het so mooi stem en hy het so mooi argaïse uitdrukkings wat hy kan gebruik. Dan gebruik hy so ou. En hulle lees 'n paar, en ek bedoel dit met baie liefde en respek, ek meen hierdie ouens kan. Dan kry jy ou wat mooi gediggies kan lees. Papi is nou veilig in die hemel, hy het nou rus gevind. Dan dink ek, papi het so gesyp. Papi het glad nie die Here gedien nie. Ek sê dit nie vir mense nie, ek sal dit nooit op daai manier preek nie. Maar ons gaan nou, dat die ander nie soos papi opeindig, die evangelie bedien. Gaan mense van die Here vertel. Ja man, wat jy sit is Christene. Ek verstaan dit ook, soms is dit so, dis raai. So raai, ek gaan nog steeds vir die evangelie bring. Want ons Christene vergeet, ons lewe nie net vir nou nie. Ons lewe vir die lewe hierna. Ja, daai horlosie hardloop net hoor. Dis 'n new age horlosie daai. Maritjie, julle het vir my, daai battery se verkeerde battery wat in daai, julle het 'n sterk battery in daai ding gesit. Hy loop baie vinnig. Julle moet mooi kyk. Hy is die deur na veiligheid. Hy is die deur na vryheid. Want hy sê, as ons deur hom ingaan, dan vers 9, sal ons gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. So dit beteken, wanneer ek en jy deur die deur van Christus beweeg, sal ons veiding kry, ons sal voedsel kry, ons sal in en uit kan gaan. Daar's vryheid in Christus, daar's 'n veiligheid in Christus. Maar jy gaan weet waarna toe om terug te gaan elke keer. Jy sal in die kraal gaan slaap. Hy is die deur van voorsiening. En dan ook, hy is die deur van bestemming. Nuwe plekke, nuwe identiteit, nuwe lewe. Jy sien die regte ingang bepaal die regte bestemming. En dis wat die Here sê, ek is die deur. Vierdens sê hy daar in Johannes 10 vers 11, net so 'n paar versies af. Hy sê, ek is die goeie herder. En ek gaan nie vanoggend met jou oor die herder kom praat, want ek het al baie daaroor met jou gedeel. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. So dis die eerste plek. Jesus sê, 'n goeie herder is bereid om sy lewe op te gee vir sy skape. That's the bottom line. En dis presies wie die Here Jesus Christus is. Ek het dit noudag met jou gedeel. Ek bedien Psalm 23
op my oom se begrafnis, hulle het my gevra in die Dopperkerk. Staan ek op die kansel en ek bedien met Psalm 23 in. Dominee Cassie Oukamp sit ook daar. So ek trap op eiers. Ek het baie respek vir Dominee Cassie Oukamp. Hy's 'n groot gees in Suid-Afrika gewees. Groot politikus ook. Maar hy's 'n dopperpredikant. En so nou is hy 'n bietjie bang en ek weet hierdie man se taal is baie goed en hy sing ook baie mooi. En nou bring ek die woord en ek dink ek het 'n goeie woord gebring. En ek preek toe in die diens en hy preek toe by die graf. En weet julle, dit was my so mooi om te hoor die diepte in hierdie man se gees. En hy verwys terug. Hy kan nie eens my naam onthou nie. Ek en hy het mekaar voor, maar hy's nou oud, hy's nou lankal afgetree. Op 'n stadium het hy die gemeente hier onder gehad, die Dopperkerk. En hy sê die man het bedien oor Psalm 23 en hy praat oor wat hy gedeel. Hy sê maar ek wil iets anders met julle kom deel. En hy deel hierdie. Hy sê die goeie herder lê sy lewe neer. Man, dit tref vir my. Ek sê, wow, jy het ek daarin gemis. Ek preek al so lank oor Psalm 23. Ek het nie regtig gemis nie, maar dit was net vir my so mooi. Hy het dit net so mooi kom saamvat. Hy sê, hierdie herder waaroor hy gepraat het, hierdie herder het sy lewe neergelê vir die skape. Hier staan ons by Willie se graf. Die Here het sy lewe ook vir hom neergelê. Jy weet, en hy bedien daar wat hy moet bedien. So Jesus is ook die goeie herder. Jy kan gaan verder kyk in die woord van die Here, 1 Petrus 5:4, Handelinge 13:20. Hy is ook die groot herder, hy is ook die opperherder. Dis die 3 beskrywings vir hom, die goeie herder, die groot herder en die opperherder. Punt nommer 4 is, en dit is daar in Johannes 11, waar Jesus staan voor die graf van Lazarus. Weereens, dis 'n preek, dis 'n boodskap op sy eie, en ek wil nie lank daarby stil staan nie, maar Jesus kom daar, en hy praat met Maria, en hy praat ook met Martha. En dis eintlik belangrik dat ek en jy besef, want hy vra vir hulle, hy sê, dink julle ek beskik oor die krag om hom uit die dood uit op te wek? En sê hulle, ja, wanneer die eendag terugkom, gaan almal uit die graf uit opgewek word, né? In die hiernamaals. Maar baie keer praat die Here nie so ver nie. Ons vat dit baie keer so ver. Hy praat eintlik van hy gaan hom nou opwek. Dis soos wanneer Jesus vir hulle sê ek gaan om vir julle plek voor te berei, dan sê baie mense, hy gaan hemel toe en hy wag vir ons in die hemel, dan gaan ons eendag in 'n mansion daar bly. Here, kan ek 'n plekkie met 'n stoepie en 'n veranda kry en jy weet dit en dat en so, en 'n kamertjie wat aan die son se kant toe kyk en 'n naaldwerkkamertjie vir party ander ouens houtwerk en ander ouens wil welding doen. Jy weet, ons beplan ons huisie, maar eintlik in Johannes 14 sê die Here eintlik net vir hulle, ek gaan om julle verhouding met die Vader reg te maak sodat julle plek by hom kan hê. Want hy kom weer terug daar. Hy het opgestaan uit die dood, hy is net voor hy sterf aan die kruis. Ja, langtermyn gaan hy al die ander goed doen, maar hy het eintlik baie korttermyn daarmee teruggepraat, dat in die oombliklike sou gebeur daar. Ons kyk nie altyd so daarna nie. So ons sien hier, Jesus kom dan hier in Johannes 11 vers 25, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. So Jesus kom hier en hy verduidelik homself as die opstanding. Dit is die woord anastasis, wat beteken om weer op te staan, om te sê lewe na die dood. Dis wat hierdie Griekse woord anastasis beteken. Daar is 'n wederopstanding. Hulle gaan weer opstaan uit die graf. Die graf was nie die einde van Lazarus nie, ons weet dit. Die kruis was nie die einde van Jesus nie. En miskien die negatiewe situasie wat jy jouself vandag in bevind, jou bekommernis, jou tragedie, is nie die einde nie. Onthou julle met Lazarus, Jesus was hoeveel dae laat? 4 dae. 4 dae laat. So die liggaam het alreeds, Lenet, jy het altyd 'n mooi woord wat jy gebruik. Dis nie 'n mooi woord nie. Ek gebruik ook daai woord. Kom ons sê gedegenereer. Dis dalk 'n bietjie 'n mooier woord. So, hy het al geryk. Né? En Jesus staan voor sy graf. Baie keer ryk ons probleme. Dis dood. Dit voel vir jou lewe is verby. Hoe gaan die Here weer hierdie ding kan regmaak? Dit voel of jy aan die einde gekom het van alles. Ek sê baie keer vir mense, wanneer jy voel jy het aan die einde gekom vir iets in jou lewe, is dit dalk die beste plek om by te wees. En dis maklike woorde, want ek was ook al by sekere goed wat in die einde van my lewe, jy weet wat gevoel is nou die einde van my lewe. Nou is dit moeilik om te glo dat die Here jou gaan help, maar daar's een ding wat makliker is, jy kan nog steeds glo dat hy is saam met jou in daai situasie. Hy is daar. En hy is 'n beloner van die wat dit glo.
Jy kan nog steeds glo, hy is. Moenie laat die duiwel jou geloof in die hy is steel nie. Goed, so ons sien dieselfde met Lazarus, hy is uiteindelik uit die dood uit opgewek. So jou situasie van vrees, bekommernis, tragedie is nie die einde nie. Jesus gaan jou help. Jesus kan jou help. So dis die woord vir opstanding is anastasis. En dan, en die lewe, hy sê ek is die opstanding, beteken hy sê ek is die opstanding en ek is die lewe. Weerens, lewe is nie net 'n begrip nie. Jesus, dis 'n persoon, dit is Christus. Dis waar die ware lewe lê. Ons sal baie keer hoor mense sê, dis die ware lewe daar. That's life. Jy weet, en dan adverteer hulle een of ander ding. Jy weet, jy moet by 'n sekere aftreeoord behoort of jy sekere klap behoort, 'n vakansieklap of dit of dat. Niks fout met enige van daai goed nie. But that is not life. That's bios life, biologiese lewe. Dat jy 'n bietjie kan voel. Jy weet, as jy 'n nuwe kar koop, daai kar ryk so lekker. As jy daar op die showroom en daai kar klop, daai kar ryk so, dan bel ek my vrou, liefie, kom hoor, kom kyk hierdie kar. Hierdie kar ryk so lekker. Dan sê sy, die kar ryk lekker binnekant. Weet jy, as jy so die derde paaiement betaal, dan jy lankal vergeet van daai reuk. Daai reuk gaan weg. Dis 'n biologiese reuk. Hy gaan net. Hy verdwyn. Jou neus trek eintlik toe as jy kyk na die bankrekening. Liefie, die paaiement het afgegaan. Ons los maar die baked beans hierdie maand. Ja, gaan weer terug na die 2-minute noodles. So Jesus sê, dis punt nommer 5, ek is die opstanding en die lewe. Jesus is daai ewige lewe. Hierdie is 'n goddelike lewe. Dis God lewe wat hy vir my en jou kom gee. Ek wil hier lees wat ek geskryf het. Ek kan glad nie raak sien wat ek geskryf het nie. Dis 'n goddelike ewige lewe, die lewe van God self, 'n lewe wat nie deur die dood beëindig kan word nie. Dis nie bios lewe, B-I-O-S lewe, biologiese lewe nie. Dit gaan oor die ware lewe in Christus. Jesus sê dus, ek gee nie net lewe nie, ek is die bron, die inhoud en wese van die lewe. Jy sien, daarom is ek en jy bietjie werk aan wat ons geloof is. Dis die plek waar die Here vir jou begin gee wat jy dalk gedink het hy nie vir jou gaan gee nie. Nie laat ons dit doen om iets te kry nie. Mens moet nooit doen om iets te kry nie. Ek het nog nooit gehoor, julle ouens wat tandepasta gee, nou vir die uitreik, Desember maand. Nog een van julle gekom hoor hierso van, as ek nou tandepasta gee, gaan die Here my seën met mondspoelmiddel vir die huis. Ek vertrou die Here vir nuwe valstande, so ek gee vir julle 3 tandepastatjies. Ek saai nou tandepastatjies sodat ek my valstande kan kry. Jy weet. Nee, ons doen dit nie. Ons gee, want ons wil gee, want ons is lief vir die arme mensies in ons wijk. Ons wil graag vir hulle gee. Dis so mooi, toe ek my vrou nou die aanstaan en kyk, hoe daar vir die mense wat behoeftig is, geskenke uitgedeel word, of dinge uitgedeel word. Man, dit is 'n what a blessing. What a blessing om dit te kan sien. En dankie vir julle. Dankie vir julle wat daarin ingekoop het. As jy hier na my toe kom en sê, Fanie, ek weet nie wat ek moet doen in hierdie kerk nie. Sien jou Vrydag aand by een van die uitreike. Mense is bang, ek was ook altyd bang. Nou sê Gio, as ek daar kom, ek moet op 'n tematiekassie staan en die evangelie bring. En ek is 'n skam ook en dan skop hulle dalk die tematikas onder my uit. Nee, weet jy wat? Jy kom daaraan, almal is gerelax. Daar's nie, jy weet, daar's nie tematikas nie. En die woord word op 'n eenvoudige manier gebring, daar word kos gegee, en wat ook al wat daar is, nou die dag is daar komberse uitgedeel. Man, ons maak dit so super geestelik en so super moeilik. Jy weet, Here moet eers met my werk voor ek dit doen. Ek voel nie ek is 'n wessel wat hy nou al kan gebruik nie. Ag man, kom aan die einde van jouself en bid dat daai wessel sal breek sodat sy heerlikheid kan uitkom. Want dis wat hy sê in 2 Korintiërs 4. En hy sê wanneer daai aardekruik breek, dan kom die heerlikheid van God uit. Bid dan vir 'n gebrokenheid. Nee, ek wil eers sterk staan. Jy weet, maar eers my kuite 3 bar pomp. Ek moet reg wees om vir die Here te werk. Dit is net bodybuilders wat dit doen. En al wat hulle doen is hulle oefen net in die spieël en dis die effektiwiteit van al die spiere. Ek staan in die spieël en ek kan nie geboks daarmee nie. Ek kan niks ver daarmee gaan maak nie. En dis baie keer ons Christene wil wees, ons wil net almal wys.
Soos 'n tiener. As 'n tiener ons nou begin spiere kry. Hulle stink maar so raai jong seuns. Yes, like. Dan kom hy spiere nou uit. Ek weet dan trek almal se skouertjies so vorentoe. Hulle wys hoe sterk is hulle, jy weet. As jou pa aan die gang afgeloop kom en challenge jy hom nou. Ja, ons paas weet al. Jy moet vinnig werk daar, want jy kan nie lank nie, want hy het meer asem as jy. Jy moet hom vinnig op die grond kry, of vinnig dip aan die swembad. Voor hy agterkom, jy's eintlik so moeg. En as ek sien my kinders kry my onder, ek het 'n operasie gehad in die hand, sien asseblief. Asseblief, nee, jy kan nie. Nee, Stefan, wag. Ek het seer hierso, man. Jy mag net met een hand beklei. Ek met 2, want die is in elk geval seer. Waar is ons? Punt nommer 6. Johannes 14:6. Ook 'n skrif wat ek al baie oor bedien het, so ek wil nie baie daaroor sê nie. Jesus antwoord hom. Jesus praat met sy disippels en spesifiek met Thomas. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek het al met jou gedeel, dis soos 'n GPS. 'n GPS sê vir jou die pad wat jy moet gaan, maar hy sê ook vir jou waar jy moet gaan. So hy gee vir jou die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie van julle weet as jy nie jou GPS volg nie en jy weet nie waar is die plek, jy gaan net nooit daar uitkom nie. Ja, al wat jy gaan hoor is recalculate, maak 'n U-turn die hele tyd. Jy gaan U-turnkies maak in jou lewe die hele tyd. Jy gaan net nie daarby uitkom nie, jy gaan net nie by die eindbestemming uitkom nie. So Jesus is die GPS, hy is die weg, hy is die pad waar jy moet loop, hy is die waarheid, so hy sê vir jou waar jy moet gaan en hy is die hy vat jou na die lewe. Nou het ek jou, waar is jou seun? Dylan, ne? Luan, yes, ek kan nie hulle naam onthou. Luan, dis lekker om jou hier te hê, hoor. Ja, die Denise is nou deur 'n klomp goed al hierdie jaar, maar ons is dankbaar dat jy alright is en dat al daai vleis gaan teruggroei, want hy was ook in 'n groot ongeluk gewees, ook groot dinge deur daai tyd toe sy ander neefie oorlede is hy ook deur 'n groot ons kon dit nie daai tyd sê nie, want ons wou nie dat Janet en Ferdi moes hoor van hom wat ook deur so moeilike tyd is. Maar ons is bly jy sterk aan. Ons is bly die Here is saam met jou. En ons is bly jy is hier. Jy het gevra om vandag hier te wees. Dis lekker dat jy is. Ekskuus dat ek jou nou so op die spot plaas, maar well done, jong man. Well done. Dit sê iets van jou gees. Nou is ek heeltemal van my preek af. Mense is lief vir die kinders. Ek het net baie ondervinding, ek het net 5 gehad van my eie, maar mense raak lief vir die goed, man. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die weg is die pad, is die roete. Wanneer ek en jy nie op die weg is nie, dit help nie jy het goeie bedoelings, goeie selfvertroue, selfs 'n mooi kar nie. Jy het die regte pad nodig, is dit nie so nie? Dis dalk daai ou met die skedonk bakkie wat daar langs jou stop wat jy sê, hoor hier oom, ek het nou hier verdwaal in die Karoo, waarna toe moet ek nou gaan? Nee, seun, ry net daai pad so. Maak nie saak wat se kar jy ry nie, maak nie saak wat se selfvertroue jy het nie. As jy nie die regte pad het, gaan jy net nie by die plek uitkom nie. Net so probeer baie mense om by God uit te kom met godsdiens, dogma, goeie werke, tradisie, selfregverdiging, wet. Maar Jesus sê, niemand kom na die Vader behalwe deur hom. Jy kan nie deur Luther, Calvin, R.C. Sproul, John MacArthur, Neville Norden, Fanny Koetser by die Here uitkom nie. Jy kom by die Here uit deur Jesus Christus. Hy is die deur, hy is die weg. Jesus is nie die alternatiewe roete nie. Dit kry jy ook baie, nee, bid net van, jy wil dat die Here my net help deur hierdie ding. Maar dit is eintlik net 'n alternatiewe roete wat ek net vir 'n oombliekie wil gebruik en dan wil ek weer op my eie weg kom. Jesus is die enigste roete na die Vader. Dan sê hy verder, hy is die waarheid. Die wêreld is vol opinies. Mense, jy kan net YouTube aansit. Daar's 'n klomp opinies. Misleiding, kompromie, verwarring. Maar die waarheid is nie net 'n konsep nie. Dit is 'n persoon. Jesus Christus. Wie van julle al, onthou julle toe ons nog op skool was, ek weet die kinders gaan nog glad nie weet waarvan ek nou praat nie, het ons 'n kompas gehad, né? Hy het altyd na die ware noord het sy wysertjie gedraai. So nou leer jy om lantern bekruip te doen. Ek wil net vir julle sê, ons kon dit nooit reg kry nie, onderwysers het ons altyd gevang.
Het ons altyd uitgevang, ons het naby die lantern gekom. Dan volg jy daai kompas, terwyl ons, ek onthou man, ons het eendag met daai kompas, daai lantern bekryp, 'n ouetjie daar gehad. Ek weet nie of hy te ryk groot geword het, of te arm, of sy pappie nie vir hom lief was nie. Maar hy het naderhand begin huil. Mense het naderhand weer geweet, hy is naderhand kwaad. Ek kon hy het my facehou gegee, want ek het hom gespot. Ek is jammer daaroor, ek is regtig jammer daaroor. Jy weet, ek self is 'n pen pusher in 'n kerkkoor gesiggie, maar selfs ek kon dit nie daarna nie meer hanteer nie. En toe staan 'n takkie om in die hy het my die oog geslaan, ek kan nie sien. Ek dog, jy weet, né? En toe begin ek met my, dit was nie mooi van my nie, ek moet dit sê, moenie dieselfde doen nie. Maar jy agtergekom, dat as jy met daai kompas loop, dit wys altyd noord. Dit werk nie volgens hoe jy voel nie, jou kompas pas dan, hulle voel nou anders in hierdie span. Okay, kom ek draai net gou die wyser aan. Nee, ek gaan nou wys waar suid, nie meer waar noord is nie. 'n Kompas gaan nie volgens jou gevoelens nie. Hy wys vir jou waar's noord. Net so die woord van die Here. Ons kan na die Here toe kom. Jesus verander nie die waarheid met ons kultuur of ons politiek of ons gevoelens of met tyd nie. Die waarheid bly die waarheid. Die regte rigting bly die regte rigting. Klaar. Waarheid is nie wat ek voel nie. Waarheid is wat Jesus is. En dan sê Jesus, hy is die lewe, maar ek het nou oor die lewe gepraat, so ek gaan nie weer nie. In die vorige punt. Dan punt nommer 7. Ons kom nou die einde toe oor. Hierdie vliegtuig is nou besig om te land. Hy sê, ek is die ware wynstok in Johannes 15 vers 1. Weereens, dis 'n preek op sy eie. Die krag lê nie in jou nie, maar in jou verbintenis met die Here Jesus Christus. As jy nou verby daai wynplase ry en al daai wingerde, dan lê daai lote nie daar op die grond. Dan sê jy, kyk al die lote wat hier lê. Kyk hoe mooi vrug dra hulle. Nee, hulle moet in 'n wynstok vas wees. Is dit nie so, hulle moet ingeënt wees of ergens uitgegroei het. Ek en jy is verbind tot Christus. Dis een ding om te sê ek volg die herder, wat 'n awesome beeldspraak is. Maar dis iets anders om te sê ek is verbind. Weet, ons praat van ons is verbind aan die heup. Ons praat baie keer as jy met iemand in 'n goeie verhouding is, ons is verbind aan die heup, man. Nou dis so hier. Ons is verbind aan die heup met die Here Jesus Christus. Daar's 'n verbintenis met hom. Jesus wys ons nie die pad wat ons moet lewe nie. Hy is die bron van die lewe. Hy is die wynstok. En jy gaan gesnoei word. En ek het al voorheen vir jou gesê, wanneer daai boer of daai persoon, daai landbouer, daai takke snoei, dan staan hulle nie daar elkeen met 2 skere in die hand en sê, luister, vandag gaan hierdie boompie seer kry, hoor. Ek gaan vir hulle snoei, laat hy die takkie oor het nie. Jy weet, en terwyl hy daai takkies so sny, hy kry so lekker, hoor, lekker, kom sny daai loetjie ook af, en daai enetjie ook. Ek dink dis baie keer hoe ons dit doen, dis baie keer ek gevoel het oor my kinders. Jy weet, jy raak altmoedswillig. Maar dis nie waaroor, die landbouer is nie moedwillig nie, hy snoei daai takkie, juist omdat hy potensiaal sien. Sodat hy meer vrug kan dra. Dit is my verstommend as ek by daai wynplase ry, en ek kyk na daardie wingerde, hoe daai wynstokke gesnoei word, en hoe dit opgerank word, en dit lyk soos 'n weermag vir daar staan. Maar ons weet nou, deesdae nie meer lyk 'n weermag nie, maar dis wanneer ouens in gelid staan, en almal lyk dieselfde, almal drill dieselfde. Dit was nie nodig, jy sny dit uit die livestream daar, asseblief. Die geheim van vrug dra is nie inspanning nie, maar inwoning. Om in te woon by Christus. To dwell in Christ, praat die Engels van. Kom ons vat saam. Die ek is uitsprake wys dat Jesus nie net iets gee nie. Hy is alles wat ons nodig het. Is jy honger? Eerstens, hy is die brood. Beleef jy duisternis? Hy is die lig. Voel jy verlore? Hy is die deur. Voel jy alleen? Hy is die herder. As ek en jy alleen voel, daar's net een rede vir alleen voel. Jy al ooit aan gedink? Jy volg die herder nie. Jy sal nooit alleen voel as jy die herder volg. Jare terug sê ek tussen klomp leraars, ek voel alleen in die bediening. En hy sê vir my, hoekom voel jy alleen? Waar is die herder? Die
ek kon nou stry en sê, jy kan nie so my praat nie. Toe hy dit sê, toe is my asem weg. Toe weet ek, hy praat die waarheid. Ek het die herder geminag. Ek het Jesus geminag. Ek het sy hart verloor. Ek moet gaan soek na hom. Ek moet na sy wil gaan soek. Dis hoekom ek alleen voel. 'n Skaapie wat die herder volg, voel nooit alleen nie, al is al die ander skape weg. Want hy is by die veiligheid en die sekuriteit, die stok en die staf beskerm hom. Dit lei hom waar hy moet gaan. Is nie alleen nie. Wel, jy kan ook 'n bietjie alleen voel as jy 'n skaap is en die herder noem jou choppies. Maar dis nie hoe Christus werk nie. Voel daar doodsheid in jou lewe of is daar probleme in jou lewe? Hy is die lewe. Voel jy verdwaal? Hy is die weg. Voel jy onvrugbaar? Hy is die wingerd. Hy is die wynstok, jy is die loot. Jesus is nie deel van my en jou lewe nie. Hy is jou lewe. Ek wil afsluit met hierdie skrifgedeelte, 1 Johannes 5, jy kan gerus saam met my soontoe bly, nie Johannes 5 nie, 1 Johannes 5, vers 14. 1 Johannes 5, vers 14. En hulle het hom sommer klaar van ons hier opgegooi, dan hoef jy nie te blaai nie. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra, volgens sy wil. Mag ek vra dat ons dit almal saam lees? Ek gaan 3 tel en lees ons dit saam, 1, 2, 3. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Is dit nie mooi nie? Wie praat hier van? Weer eens Johannes. Dis die 1, 2 en 3 Johannes boeke wat hy geskryf het voor die boek Openbaring. Hy sê ons vra volgens sy wil. Paulus skryf dieselfde in Filippense 2:13 waar hy sê, miskien moet ek dit net vir jou lees, anders gaan ek dalk net verkeerd quoteer. Dis nou regtig die laaste skrif. Ek het hom al voorheen vir julle gelees, so ek wil eintlik dieselfde skrif gebruik. Hy sê Filippense 2:13, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. So geloof begin by ek glo Christus. Dit is die geloof. En ons vermeng dit baie keer met ons vertroue dat God ons ergens moet help. Dit begin by Christus. Kry jou fokus terug op Jesus. Ons bid vir lewing in die kerk. Ons bid vir al die goeters. Selfs wanneer ons kyk na die herlewingsvers, as een herlewingsvers, wat belangrik waar hy praat van herlewing, hulle noem dit in die Nuwe Testament tye van verkoking. Kairos oomblikke, goddelike oomblikke van verkoking, en dis Hebreërs 3. Jy moet tot inkeer kom en tot bekering. Beteken, jy moet wegdraai van die wêreld en jy moet Christus volg. Die grootste herlewings waaraan die wêreld gelei was, jy kan ouens gaan vra wat hulle daaroor gelees het altyd begin by bekering. Altyd. Nie van ons het gesing en toe die volgende oomblik, toe bewe ons almal. Daai bewe hou net so lank. Want jou naels gaan afval as jy die hele tyd net bewe. Of vibreer. Maar daar is iets wanneer jy jou lewe vir God gee, en jy beleef daai kairos oomblik van verkoking. En dis my gebed vir my en jou vandag, is om net weer die vars inspraak van die Heilige Gees te beleef, en te sê, Here, kom versterk weer my geloof in Christus. Here, U beloon die wat glo dat hy is, dat U is. En mag dit vandag vir jou iets beteken ook in jou eie lewe. Ek wil vra dat julle in julle selgroep, ek het nie selnota opgestel vandag, en ek sal môre vir julle een uitstuur, maar gesels 'n bietjie oor hierdie ek is uitsprake van Jesus. Dis iets kosbaars. Miskien kan jy 'n bietjie verder gaan lees in konteks, maar dan raak dit net te lank jou sessie. As jy nie dit wil doen nie, bespreek net Hebreërs 11 vers 6 en 1 Johannes 5 vers 14 met mekaar en Filippense 2 vers 13. Bly dan net by dit. En dan verwys jy miskien terug na die ek is, want waarin glo ek? Ek dink Jesus kom mooi en hy sê vir ons op 7 plekke wie hy is. Weereens, dis nie die al plekke waar Jesus sê wie hy is nie, daar's ander goed wat Jesus ook van homself sê, dis nou maar net wat die boek Johannes van hom sê. En ek meen, dis al 'n mond vol. Mag die Here jou seën. Vader, dankie vir u kosbare woord. Dankie dat ons aan die woord kan vashou, Here. Here, dat u woord ons red, dat u woord ons verlos. Dankie, Here, dat u die naprediker is van hierdie woord. In Jesus se naam.
Amen. Ek het hierdie woord vanoggend met jou gedeel, want ek glo dit is profeties vir mense wat hier sit. Ek wil nie vanoggend oor ander goed regtig uitwy, jy weet, kom ons bid vir jou seer arm of jou seer kop nie. Dit gaan vir my daaroor, dat baie mense se geloof, se fokus is op verkeerde plek. So ek glo dit is 'n profetiese boodskap vir jou, om te sê, Here, ek wil net my geloof kom terugsit op Christus. En dis hoekom ek hierdie boodskap vandag met jou kom deel het. En ek glo daar sulke mense hier, en ek wil vir jou sê, help ek bid vir jou nie, ek kan vir jou bid, ons kan vir jou na die tyd hier voorbid, jy is welkom uit te stap. Maar laat dit jou fokus wees. As jy alles vergeet wat ek vandag gedeel het, ek moet my geloof terugkry, ek moet die geloof terugkry. Dat hy is wie hy sê hy is. Toe hulle vir wat is aan Moses vra, wie het jou gestuur, want die volk het nie Christus geken, hulle het nie God geken nie, onthou julle? Die Israeliete het nie die Here gedien in die land Goshen in Egipte nie, hulle het nie geweet wie God is nie. En toe sê Moses, Here, wie gaan ek sê, het my gestuur, toe sê hy vir hulle in Exodus 3:14, sê, ek is wie ek is, het jou gestuur. En dis presies wat Jesus hier doen, as hy sê, ek is, dit verwys eintlik terug daarna toe, dat Jesus ook God is. Ek is wie ek is. Jy kan niks by dit voeg of wegvat nie. Amen. Kom ons sing 'n laaste liedjie. Kom ons staan op en dan sing ons daar is hoop.